om te hoor wat hy op Jan se hart het vir ons. En Here, soos wat ons uitsien om saam met Jan deur sy storie te loop vanoggend, so kom ons net en ons kom eer U. Here, ons kom maak harte ontvanklik. Ons kom druk in, Here. Ons kom druk in by U, Here. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die salwing, dankie vir die glorie in elke man. Ons kom seën Jan, kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, is jy nou aan? Hoor julle my? Okay, good. Baie dankie vir die gebed en dankie vir die voorreg om hier te kan praat. Ek sê nou die dag vir by die gemeente, ek wil nie meer preek nie, want elke keer ek word bang om te preek. Ek word regtig bang, want die woord van die Here is lewendig en kragtig en die Here jy weet, ons hoor die woord en die vraag is, doen ons dit? En ek word bang. Jy weet, ja, dis 'n goeie ding, dink ek seker om bang te wees. Ja, mense het 'n verhouding met die Here en ek wil praat oor 'n onderwerp vandag, soek God se aangesig. Nou, jy weet, ek hoor vir Willie wat hy nou praat oor die kinders en die Here is mense se kinders se lewens verander. En ek dink is 'n fantastiese ding wat jy doen, Willie. Ek was laas week, of vorige week in die laaste week van Maart was ek in Hartenbos en ek sit by iemand in die huis en ons het daar geslaap en hy volgende oomblik bring hy so, hy sit 'n vrou hier so by my neer en hy sê, praat met die vrou. En hy loop, en die vrou werk nou vir hom, jy weet, en hy sê, okay, ek sê, wat is dit? En die vrou, sy begin te praat en sy sê, nee, sy het probleme in die kerk, jy weet, wat sy probleem het sy en verhoudingsprobleme. En jy weet, en toe ek nader met haar praat, ek sê vir haar, hoor hier sommer, ken jy die Here? En die huisvrou hoor dit, sy sê, hierdie vrou is baie lief vir die Here. Ek sê, goed, jy is baie lief vir die Here, maar ken jy die Here? en nou neem die mense amper aanstoot van my. Om lang storie kort te maak, toe ek met haar begin praat, het hierdie vrou nog nooit in haar lewe die Here aangeneem nie. Sy weet nie wat dit beteken nie. Sy weet nie, sy is net daar in die kerk en sy het die Here lief, maar sy het geen idee hoe sy by die hemel uitkom nie. En jy weet, en ek begin te vir haar te vertel, ek sê, eintlik werk dit so, Jesus het gekom, en jy is 'n sondaar, ek en jy. En naderhand sê sy, ek sê, het jy ooit geleer in die kerk? Nooit my geleer in die kerk nie, ek ken hierdie goed glad nie. En dis wat aangaan, in die kerk, en baie algemeen, is dit besig om te gebeur, wêreldwyd, veral in die westerse wêreld, gebeur dit, en ek sê net vir haar, en ek sê, maar wil jy nie die Here aanneem nie? Toe kom my vrou is by toe, en almal is by, ek sê, ek kan vir jou bid, jy kan agter my aanbid, nou sy bang, sy weet nie wat gaan gebeur nie, en ek sê, ek gaan jou lei in gebed, soos die Bybel sê, en jy kan agter my aanbid, maar as jy nie dit verstaan nie, moet jy nie bid nie, en ek begin haar te lei stadig oor die Bybel, en ek begin die woord vir haar, en sy bid hierdie woord, en sy bid die woord, en so halfpad deur hierdie gebed, begin hierdie vrou te huil, mense, sy huil, sodat jy kan nie glo hoe hierdie vrou huil nie, kom sy onder sonde oortuiging, sy kom oor die besef, wat 'n groot genade om gered te kan word, wat het Jesus gedoen vir haar, en hierdie vrou neem die Here aan, en haar lewe verander die voor jou oë, en daar kom 'n vrede oor haar, jy weet, en sy sê agterna vir my, meneer, ek wil net vir jou sê, baie dankie, ek sê, nee, dis Jesus, dis die Heilige Gees, en weet jy wat, waarmee is ons besig? Ek wil nou vanoggend praat oor soek God se aangesig, en ek en jy soek sy aangesig, hoekom is sy aangesig soek? Jy weet, 2 Kronieke 7:14, die bekende ene sê, en dis dink aan Israel wat weggedwaal het van die Here af, en die Here sê, as jy jou verootmoedig, as jy bid, as jy my aangesig soek, en as jy draai, jou bekeer, van jou verkeerde weë, jou wicked ways, dan sal ek jou genees.
ek sal jou besoek. En ek het gewonder, hierdie stukkie oor soek God se aangesig, wat beteken dit? Nou as jy gaan kyk na daai skrifgedeelte, beteken dit eintlik as jy God se aangesig soek, dis nou iemand wat weggedwaal het van die Here af. Daar is jy weg van hom af. Nou soek jy, hoe soek jy hom? Hoe soek jy God se aangesig? Jy weet, dis nogal, hy sê nie daar, hoe moet jy God se aangesig soek nie? Maar jy kan aanvaar, en ek wonder, ek wil die vraag vra, is het om God se aangesig te soek, nie in die eerste plek om sy wil te soek nie? Waarvan moet ek my dan bekeer? As wicked ways, maar wat sê die Here? Jy weet, daar is verkeerde weë. Daar is 'n plek wat ek nie moet bewandel nie. Daar is 'n plek waarheen ek gegaan het. Daar is 'n plek waar ek gaan tent opslaan het. Maar die Here sê, nee, nie daar nie, maar hy sê, soek my aangesig, want ek wil jou graag besoek. So wat is die hart van die Here? In die eerste plek is, die Here wil my en jou besoek. Hy wil by ons wees, hy wil ons genees, hy wil ons aanraak, hy wil vir my en jou rigting gee, hy wil vir ons sterk rigting gee. En daar's maniere. Jy weet, dit is interessant dat ek is al toevallig alleen by die huis, maar ek stap hier vanoggend nou in, en onmiddellik toe ek hier is en die broers begin praat, voel ek baie sterker. Hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat as jy voel sterker wanneer die broers inkom? Jy sien, die Here praat van die samehorigheid van sy kinders. Dit is 'n geweldige belangrike ding. En jy weet, ek sit en dink, gister was nou weer Paasmaandag. Presies 10 jaar terug is ek aangeval by my huis op Paasmaandag. En ek was alleen, want my vrou was by die kinders. Nou is my vrou gister weer weg op afsondering vir 'n week en ek is alleen. En hierdie ding kom by my op. Jy's weer alleen. Dis Paasmaandag, dis 10 jaar later. Here, dankie dat ek vry is. Dankie dat daar geen vrees is nie. Here, dankie dat ek U kan bless. Here, dankie dat ek kan lewe vandag, want U het my gespaar 10 jaar terug. Jy weet so, nou daai ding, hier kom jy en jy besef, en ek het met die Here 'n gesprek. Soek my aangesig. Nou goed, daar is so baie wat ons kan sê rondom dit, en ek wil begin deur net te sê, en ek sal die horlosie dophou. Ek wil sê, daar's manne, byvoorbeeld, kom ek gee vir jou hierdie voorbeeld, Smith Wigglesworth byvoorbeeld, is 'n man van God, lang terug. Hoe het hy gemaak as hy in die aand moes bedien? Hulle sê, hy het gedoen, daai man, dan het hy gaan bid, dan het hy met die woord 'n halfuur spandeer, dan het hy 'n halfuur gebid. 'n halfuur met die woord, halfuur gebid. En nou hy so aan vir 4 ure. Dan is dit teetyd. Dan het hy tee gedrink die oggend, en dan het hy hom in die kamer gaan sit. Dan het hy net daar gaan sit met die woord en met die Here. Net gaan sit. En op die Here gewag. Praat met my, Here, oor vanaand. Praat met my oor die mense. Praat met my. En daar het die Here met hom die inspraak in sy binneste gegee. So, wat doen hy, man? Hy soek die aangesig van die Here ten opsigte van, met ander woorde, wat soek hy? Hy soek die wil van God ten opsigte van vanaand. Heilige Gees, wat wil U hê? Heilige Gees, wat wil U hê? Dis 'n interessante ding. Jy weet, ons kan gaan deur ek wil amper sê, deur die gewone manier van hoe ons ken. Hierdie woord wat ek nou hier bedien, het ek al reeds bedien. Dis die tweede keer, die derde keer wat ek hierdie woord bedien. Maar weet julle wat, ek vat hierdie woord en die Here sit dit op my hart, maar gister spandeer ek tyd met hom. Here, wat moet ek sê? Ek kan nie net 'n woord kom gee nie. Jy weet, vanoggend 2 uur is ek wakker, sit ek regop. My vrou is nie daar nie, so die lig is aan 2 uur en ek is met die Here besig tot nou toe. Want hoekom? In my hart is daar 'n erns, Here. Want weet jy wat? Jy kan maar sê wat jy wil, maar ons weet nie alles nie. Jy weet, maar ons is afhanklik van die Here. Here, nou die ding is om die aangesig van die Here te soek. Eintlik is ons pas deur Paas naweek wat vir ons een ding sê. Die voorhangsel het geskeur, so ons soek nie eintlik met die aangesig van die Here nie, ons moet saam met hom wandel, ons is in hom, en vanaf hemelse plekke moet ons begin funksioneer. Dis eintlik die plek, is dit nie waar nie? Die Here sê ons, dit is die plek van krag, waar ons eintlik moet wees, die plek van intimiteit, moet ons daar met hom wandel. En ek sê, maar Here, ons is daar as kinders van die Here, ons is veronderstel om daar by hom te wees, en ek sien 'n beeld, waar die Here vir my wys, ons is in die allerheiligste, maar ek sien die Here is in die allerheiligste, met ander woorde, in sy teenwoordigheid in die hemel, daar is hy,
Maar hy beweeg weg daarvan af, uit dit uit, en hy kom na ons toe wat buite dit is, sy kinders. En hy sê, kom, dis nie jou plek hier nie, jou plek is hier by my. Maar dan sê ek, my antwoord is, maar Here, ek is dan saam met u. Die Here sê, ja, jy is daar miskien fisies, maar jy is nie daar nie, want jou gedagtes is nie by my nie. Daar waar jou gedagtes is daar is jy. En die Here sê dit vir my so in 'n visie. Met ander woorde, hy verduidelik eintlik vir my kind, hoe belangrik is dit, dat waar jy wandel op hierdie aarde, is jy van my bewus, van waaraf opereer ons, bedien ons, funksioneer ons, van watter plek af. En om die aangesig van God te soek, is so geweldig. Miskien kan jy sê, en ek sê, nee, maar ek gaan nie so Smith Wigglesworth dit kan doen nie. Jy is nie Smith Wigglesworth nie, maar daar is 'n plek waar jy funksioneer, en maak nie saak wat ons doen op hierdie aarde nie. Daar is 'n Godbewustheid, en ons bid altyd deur in 'n afhanklikheid van hom, en 'n voorbereiding, wat wil u hê, Here? Jy sien, ek het 'n gesprek gister met 'n man, en hy sê, eintlik moet ons nie sing, daai lied, Jesus sing my salig lot nie, hy sê, want ek is 'n kindjie klein en swak, en u is sterk. Hy sê, ons moet nou nie meer sê, ons is swak nie, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, ons is sterk. Maar weet jy wat? Dan sê ek, maar hoe antwoord jy die volgende vraag? Die Here sê in Johannes 15, sê hy, sonder my kan jy niks doen nie. So ek is baie swak. Meer as oorwinnaar, ek is meer as oorwinnaar, maar waar is ek meer as oorwinnaar? In Christus Jesus. Hy wat in my is, nie ek nie. Jy sien, die ding is, ja, dis ek, maar dis nie ek nie. Julle verstaan dit, so hoe meer ons die Here ken en ons soek sy aangesig, en hoe meer ons met hom wandel, en hoe meer ons sy teenwoordigheid is, hoe meer begin ons van 'n plek van autoriteit af, maar sy autoriteit wat deur ons werk, te praat en te funksioneer. Jy weet, en ek weet nie, ek stap al lank 'n pad met die Here, maar daar kom altyd hierdie tye, Here, waar nou? Here, gister was amper so 'n dag, wat ek sê, Here, wat gaan aan, Here? Wat gaan aan, Here? En as ek so met die Here besig, wat gaan aan, Here? So intussen is die Here besig hier binnekant. Hy wil 'n waarheid vir my land hier binnekant. Jy sien, en daai journey met die Here moet ons hê. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Dis nie altyd dat ons net 'n vinger klap en ons het die antwoord nie. Die Here sê ons moet gaan soek. Die Here sê, kom. Jy weet, daar's 'n pad wat ons moet loop. Nou goed, om die aangesig van die Here te soek, moet ek en jy besef eintlik, wat ek sê, ons moet by die Here wees, maar ons is nie altyd daar nie. En ons dwaal af. En die mense met wie ons werk dwaal af. Wat is die boodskap wat ons moet verkondig? Waar moet ek en jy wees? 'n Ding om te besef, hoekom moet ek die aangesig van die Here soek? Hoekom moet ek eintlik in sy teenwoordigheid wees? Ek wil amper sê, ons moet wegbeweeg van soek die aangesig van die Here, want hy sê dit nou daar in die Ou Testament, maar dis nie waar ons moet wandel nie. Ons moet in sy aangesig wees. Daar staan in die woord dat, hy sê dit so, en elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal baie oorvloedig geëis word. Oorvloediger geëis word. So met ander woorde, ons het geweldig baie van die Here ontvang, ek en jy. So daar's 'n verwagting van die Here. Weet julle wat? Wat is die verwagting van die Here? Om sy wil uit te leef, om te vra na sy wil, om hom te soek, en in te stap in dit, en met autoriteit te gaan praat. Wil jy, as jy nie die autoriteit het, wat die Here vir jou gee nie, en die vuur van God brand nie in jou nie, hoe gaan jy die woord gaan verkondig? Hoe gaan jy aanhou om daai ding te gaan doen? Jy gaan nie. So, nou kom die woord na ons toe, en hier is al woord gegee, dis wat my bang maak, jy weet, hier sit Johan Klaas en Dr. Johan Klaas, en hy het al hier met ons kom praat, en die goed wat hy met ons gepraat het, is baie relevante goed. Dit is goed wat ons aanspreek oor ons lewe en ons rigting. Gee ons aandag aan dit. Dis die vraag wat ek het. Jy weet, as evangelie, om evangelie te verkondig en die woord van die Here uit te dra, gesterf het in jou, dan het jy ook dood gegaan. As dit in die kerk nie meer is nie, dan is die kerk dood. Dis dood. Om die woord uit te dra na mense toe, om die woord uit te dra van die Here is uiters belangrik. En jy as 'n hoof van jou huis, manne, ons staan op 'n plek van autoriteit.
Nou, dit is amper soos Psalm 133 sê, olie op die hoof wat afloop ondertoe. Jy weet, daar gebeur die Here sy seën, maar dit is amper, waar kom die olie? Jy is die hoof van jou huis. En die invloed wat jy uitoefen, as jy 'n leraar is, as jy 'n hoof is by 'n kantoor, by 'n werk, van 'n organisasie, by jou huis, dit wat jy deponeer. Dis interessant, toe ek verjaar het so 'n ruk terug, toe word ek nou 70 geword en ek het 'n groot partytjie met die kinders. En al my kinders is daar, dit was die wonderlikste verjaarsdag wat ek nog ooit gehad het. Want al 26 van ons was daar. En ek het die kans om vir hulle te preek. Maar ek het nie vir hulle gepreek, net vir hulle so 2 bladsye gegee. En ek gesê, hier is julle lewe. As julle julle lewe wil lei, kinders en kleinkinders, hier is dit. En ek verduidelik toe vir hulle, hoe werk dit. En een van die goed wat ek gesê het, en jy weet, en ek bid vir jou kinders. En ek sê gister vir my seun, of so eergister vir hom, ek sê vir hom, wil jy in die Wenspan se golfdag golf speel, sê ek vir hom. Hy sê, ja pa, dit sal baie lekker wees, maar hy sit so, hy sê, nee, ek sal nie kan nie pa. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, nee, ek het te veel, ek skuld mense nou geld, en ek kan nie nou daai geld vat, en gaan golf speel nie, dit gaan verkeerd wees. Die beginsel is verkeerd pa, ek gaan nie nou kan nie. Ek gaan eers my skuld moet betaal, voor ek gaan golf speel. Ek sê, wow Here, hoe lang bid ek nie al vir die saak? En wat het gebeur in een oomblik? Jy sien die Here werk, en ek en jy moet weet, hy werk. Wat gaan ons doen? Die Here praat met my en jou. Daar's 'n invloed wat God ons wil gebruik, en daar's 'n pad wat ons moet doen, en wat ons moet praat. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dit is 'n bietjie, hier's baie goed om te dink op die aarde. Hier's baie probleme. Ek is besig met 'n oorlewingsstryd. Ek het nie eintlik tyd om aan iets anders te dink as die goed op die aarde nie. Maar wat bedoel hy hierby? En ons moet maar die vraag vra. As die dinge op die aarde waar ek aan dink, so van so 'n aard is dat ek God uitsluit en nie aan hom dink en die dinge daarbo nie. Hoe dan? Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle het gesterwe. Het ons gesterwe? Het jy gesterwe? Het ek gesterwe? Jy het gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n skattejag speel jy? Jag ons waar is ons kat? Waar is ons kat? Jy sien, en as ons God wil soek en sy aangesig wil soek, is sy dinge, is die belangrike dinge. En ons moet die vraag vra, dit is nie altyd maklik hierdie dinge nie. So baie keer as ons nou wil praat van, jy is weg van die Here af, soek sy aangesig, beteken dit, waarvoor moet ek ontslae raak? Want daai goed oorweldig ons lewe. Nou een van hierdie dinge is soek ons plesier en wil ons mense behaag. Dis 'n groot ding. Soek ons plesier en wil ons mense behaag. Galasiërs 1 vers 9 sê, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Nou sê Paulus 'n ding, hy sê, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Right. Ons lewe saam met Christus, ons soeke na hom, het ons 'n openbaring van die Here nodig. Dat hy die skrif vir ons openbaar. Ons kan heeltyd leer, ek kan nou net soontoe kom, ons kan leer, maar ons kan nooit tot die waarheid kom nie. So iewerster moet ons God ook vra, Here, ek verstaan nie, Here, die toepassing van hierdie woord in my lewe vind nie plaas nie, maar kom help my, Here. En ons moet met die Here begin praat oor hierdie goed in ons lewe en sê, Here, ek wil tot aksie oorgaan. Kom help my, Jesus. Die interessante ding van Paulus is, Paulus ontmoet die Here op pad na Damaskus toe. Hy is besig om die Christene dood te maak, daar ontmoet hy die Here. Hy is blind vir so 'n paar dae. Die Here ontmoet hom en praat met hom, die mense bedien hom, maar die Here het met hom te doen. Ek dink dit was eers 3 jaar later wat hy vir Petrus gaan ontmoet het
en toe eers die ander apostels. Maar toe hy by hulle aankom, toe vat hy hulle vas, want hy weet presies wat die evangelie is, wat die waarheid is, want God het hom geleer. Hy weet presies, want hy het ontmoeting, jy weet, hierdie Paulus, hy vertel van sy ervarings, maar hy kan nie die detail daarvan gee nie. Wat is dit? Dit is in die gees. Het hy God gesoek? Nee, God het hom eerste gesoek. Toe soek hy vir God. God het my en jou eerste gesoek. Sal ons hom nou soek? Stel ons belang in die waarheid? Stel ons belang in die plek, in die roeping van God op jou lewe? Die Here praat diep met my. Ek hoor die winde van verandering is besig om te waai. Weet jy wat, ek wil vir jou goeie nuus gee, die winde van verandering is besig om jou lewe te waai. Omarm dit. Dit is 'n moeilike plek, maar omarm dit. Want God bring jou op 'n plek waar jy anderster gaan funksioneer dalk. Waar jy meer in lyn kom. Waar ek en jy, en ek glo daar's 'n ruimte vir verandering by almal van ons. Dis wat God wil doen. Nou, goed, daar's net een ding ook. Hoe is dit moontlik in hierdie soeke van God, na God, verval ons in 'n plek waar ons dink ons is heeltemal reg. Ons dink ons is ryk, jy het ryk en verryk geword, sê hy vir die Laodicea gemeente. Julle het alles, julle het ryk en verryk geword. Jy sê dit, man, hy sê, hulle is so tevrede hierdie kerk. Wow, weet jy wat, ons het nie 'n tekort aan 'n gebou nie, ons het nie 'n tekort aan 'n hoeveelheid nie, ons het nie 'n tekort aan geld nie, ons het nie 'n tekort aan niks nie. Hy sê, maar julle is arm en beklaanswaardig, want jy het lou geword, en ek gaan jou uit my mond uitspoeg. En die Here sê, hy weet, vir die ander het hy nog bietjie, het hy nog ander goed gesê, maar hy sê nie, hy sê, daar is nie hoop vir jou nie, daar is net seep vir jou, gaan was jou. Daar is vir jou salf, gaan sit dit bietjie in jou oë, jy kan sien. En ons wil nie op daai plek wees nie. Sal ons God soek met 'n passie, Here, die egtheid, en net die Heilige Gees sal kan kom met my en jou kan praat daar rondom. Nou, afgode wat ons vir ons insit, as ons God wil soek, moet ons ontslae raak van afgode. Jy weet, toe ek gister nou dink aan my lewe 10 jaar terug, en ek word aangeval, en ek dink, Here, ek moes repent. Ek het voor die Here gaan repent, oor goed. Toe sê, Here, vergewe my, want ek trust U nou nie meer 100%, en net 99%, want dit het met my gebeur. Dan sê die Here vir my, ja, maar ek het jou gewaarsku, maar jy het nie geluister nie. Alright, Here. So daar, jy sien, ons kan met die Here praat. Ons kan interaksie met hom hê, ons moet dit hê, ons moet met hom praat, hierdie goed. Maar wat is in ons lewe wat belangriker is as die Here? Baie mense sê kennis. Kennis is 'n probleem. Jy leer altyd, jy kom nooit tot die waarheid nie. Mense aanbid hulle kennis. In vandag se tyd is dit 'n groot probleem. Die kennis is oral beskikbaar. Jy gaan luister alles. Ek weet dit, ek weet dit, ek weet dit. Dit weet ek. Dit is so geweldig. Maar die vraag is, wat kan ek toepas? En ons hardloop weg en ons sê, en ons wil die stokkie aangee vir ander mense. Ons wil sê, hierdie ou is geleerd, ek is nie geleerd nie. Weet jy dat, ek wil sommer net 3 herlewings wat uitgebreek het. Die ene van Lamvier, Evan Roberts, Ashbury, was almal verkoopsmanne of studente. Die Here het hulle gebruik om herlewing te bring. So die Here gebruik enige persoon, soek jy die Here, is ek en jy bereid om die Here te soek, dieper te soek, nader om te kom, te vra na sy hart. Moody is 'n baie goeie voorbeeld. Weet julle wat het Moody gedoen? Wie was Moody? Moody was 'n man wat een van 9 kinders. So sy pa is dood toe hy nog klein was, en hy het net graad 5 gemaak, want daar was te veel kinders. Dis al wat hy kon studeer. So, jy kan maar nou dink. Nou, toe hy nou 17 word, toe gaan werk hy maar in sy oom se skoenwinkel, en sy oom wil nie eintlik dit gehad het nie. So nou, dit is nou sy lewe. Maar toe hy 18 is, toe ontmoet hy die Here. En toe gaan hy en hy begin, ek dink in Chicago, sy eie skoenwinkel. Maar hy het nou die Here ontmoet. En hy het toegelaat, en hy het God ontmoet. So wat het gebeur? Wil jy, die vuur van God het in hy man gekom, en daar's 'n passie. Want as jy wedergebore is, en jy die vuur van die Here in jou binneste, en jy die gees van God ontvang, dan wil jy gaan.
En hy gaan vra vir die predikant in sy kerk, ek wil preek. En die predikant sê, nee, jy kan nie preek nie. Weet julle wat doen hy toe? Hy sê, okay, gee my 5 stoele. En hy vat toe 5 stoele in die kerk. En die predikant sê, okay, daai 5 stoele is joune. Niemand sit op daai 5 stoele nie, dis my stoele. En hy sê toe, hy gaan preek buite. Dan gaan bring hy die mense in, vir redding en wat hy buite gered het. En elke Sondag vir 5 jaar het hy daai 5 stoele volgemaak. Deur mense wat hy buite gaan haal het. Dis Moody. Dis die man wat met skoene werk. Dis die man wat nie geleerd is nie. Dis die man wat toegelaat het dat die gees van God in hom kom, wat die aangesig van God soek, en nie net soek nie, maar dit ontdek, en daar bly, en by die Here wil bly, en die wil uitleef. Hy het daai kerk gegroei alleen, nie die predikant nie, maar hy, dis wat eintlik moet gebeur, en hy het daai mense gebring, oor 5 jaar, elke Sondag, 5 nuus, het hy uit die duisternis laat kom in die koninkryk van God, en hulle ontmoet. Wow, as ek daaraan dink, dan dink ek, en weet jy hoeveel mense, wat het toe gebeur? Toe gaan hy en hy begin sondagskool. Hy begin met die kinders te werk. En hy het met die kinders begin werk. En daarna, toe begin hy vir 20.000 mense te preek, vir 50.000 mense te preek. En wat het Moody gedoen? Hy het 100 miljoen mense bereik in sy leeftyd. Fire of God, come to me. Die passie van die Here, en uit te stap, en net te doen, wat God vir jou vandag het om te doen. Maar ons moet ook weet, die Here gee vir ons wysheid. Hy gee ons vir ons rigting. Hy raak ons mos aan. Sal ons hom soek? Waaroor gaan ons die Here soek? Net om my te laat lekker voel, Here. Net, Here, dat ek die presence hier kan geniet. Dis deel van dit. Dit is 'n baie belangrike ding, die teenwoordigheid van die Here hier. Maar hoekom soek ek hom? Om sy wil uit te gaan leef. Om dit wat hy my en jou voorgered het, om dit te gaan doen daar buite. Here, hier is ek. Ek lees net vanoggend in die skrif wat hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. So waaroor mou jy? Eintlik, waaroor mou jy? Jy het nog nie bloed gegee nie. Wel, hulle het my goed geslaan daai aand 10 jaar terug, want ek het die evangelie verkondig in die plakkerskamp hierso by Woodlands. En ek het vir hulle gesê ek is alleen en ek het die witchcraft aangevat. En dit was en ek het saam met die leier gaan eet nog. Want ek het gesê ek is alleen, en toe kom hulle daai volgende oggend, dit was die Sondag, en hulle kom, en die een was die ouetjie wat in die kerk gesit het, ek weet, in die gees het ek hom opgetel, sy naam is Fani, hy het verdwyn daarna, sy telefoon weg, alles, ek weet, hy was deel van wat die gang gebring het om my aan te val. Hulle het gedink is 'n sagte teiken, maar hulle is toe net my selfoon in my kar weg, en die polisie kry die kar binne 'n uur terug daarna, maar ek het gebloei. So ek het lekker gebloei, daar het ek al bietjie ten bloede toe weerstand gebied, maar verder nie. Ons leef nog, in die naam van Jesus. Jy sien, die volgende ding is dit, kompromie en gemak is 'n altaar wat ons bou, wat ons van ons slaam moet raak. Moenie dink, ek en jy kan met God se teenwoordigheid wandel, maar gemak en kompromie is deel van ons lewe nie. Met daai goed moet ons deel, en ek wil amper sê, ons het nie 'n keuse nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Sien, daar's 'n ding. Baie keer kom ons en ons sê en ons regverdig onsself en dit wat ons doen, maar ek werk vanaf my eie wil en my eie opinie en my eie vertrekpunt. Maar God sê, wat wil hy hê? Hoe lyk dit? En jy sien, om God se aangesig te soek, beteken, Here, ek wil dit doen soos wat u dit wil hê. Here, word u verheerlik deur my lewe. Here, kom vul my, kom help my, Here. Help my. Daar's 'n man, Ravenhill, ek quote hom, want ek sê dit nou nie, maar hy praat van die kerk in Amerika, en hier is 'n man van God, wat sê, ek wonder,
Ek dink 5% sal waarskynlik die hemel haal, van die mense wat in die kerk sit. Hoekom sê hy dit? Want ons leef ons eie lewe, en ons leef ons eie lewe van vol afgode, maar ons sit, en ons het 'n godsdienstkleed wat ons aantrek, maar ons ken God nie. Presies hierdie ding. 'n kerk wat vol kompromie is, 'n man wat vol kompromie is, sal valse bekerings na vore bring. Dit is 'n kanker, het dit geword. Plesier, gemak en alles. So die Here kom en hy sê van soek jy my aangesig. Is dit vir jou belangrik? Sien, die Here wil ons daai hê. Ek ry met die vliegtuig op die 28ste Maart. Kom ek terug van die vliegtuig daar van Hartenbos af en ek ry oor Bloemfontein toe ons nou met die vliegtuig kom en dis helder dag en ek sien Bloemfontein hier onder. En ek dink en ek sê hier het my oupa en ouma gebly. Hier was ek in die army. En ek dink in die army het daar goed en sleg goed gebeur. Goed en sleg het gebeur in die army. Dit was hard. Dit was baie hard. Die heel eerste dag was ek daar by 1 SAE, hulle jag my oor, hulle sê, nee, hier is nie genoeg plek hierso nie, hardloop oor Valskinderbataljon toe, daar gaan jy jou basiese opleiding doen. My liewe land. Here, daar's geen mercy and grace in my lewe, van u kant af. Maar so het dit gegaan en die Here het gehelp, en dit was die regte ding. Maar ek het dit nodig gehad. Jy sien, jy dink aan goed en sleg, en ek dink aan my oupa en ouma, en ek dink aan die teleurstellings wat my oupa en ouma vir my was baie keer, in hulle lewe. En ek dink aan die teleurstellings, maar ek dink aan my oupa, hoe my oupa gekom het eendag, en dan sit hy by my, dan het hy nou weer iets kwyt geraak, wat hy nie moet kwyt raak, en hy kom, hy's oud, my oupa is hier in die 80, sê hy vir my, Jannie, hy het my genoem Jannie, Jannie, ek sê, ja oupa, ek wil net sê, ek is so jammer, oor wat ek gedoen het, ek is so jammer, Jannie, nou is ek verbaas, toe my oupa dis dood, en voel ek skoon verlee, Jannie, ek is so jammer, so dis hier, aan die einde van sy lewe, het hy begin, so maar, ek is so jammer, en ek sit in die vliegtuig, en die Here sê vir my, weet jy, dis duidelik hoe hy dit vir my sê, hy sê, jy het 'n keuse, Jan, of jy die teleurstellings van die verlede, of jy die bitterheid van die verlede, of jy al daai goed, verwerping, dit, of jy dit nog in jou lewe wil hê. Maar jy kan 100% skoon lewe van alles. En die Here sê, eintlik wil ek vir jou sê, ek wil nie, as jy na hierdie goed kyk, moet jy die mooi kan raak sien, Jan. Daar is so baie mooi. Bedink die dinge wat daar bo is. Bedink die dinge wat daar bo is. Jy sien die wil van God. Bedink die dinge wat daar bo is. Hy sê vir my, ek wil nie, jy moet 'n greintjie van negativiteit in jou binneste koester en hou nie. Nie 'n greintjie nie. Sê vir my daar in die vliegtuig. En die Here sê vir ons, dis hoe hy wil hê ons moet vry lewe. As ons die aangesig van God wil soek, en ons wil in sy teenwoordigheid wandel, want die voorhangsel het geskeur. Jesus se bloed het alles vir ons gedoen. Here, dankie dat U my vergewe het, dat ek alle mense kan vergewe. Dankie dat ek vry kan wees, my liewe Here. Jy weet, en ek kan daar stap en ek kan sê, Jesus. Mense, baie keer het ons kommunikasie met die Here nodig. Ons moet hierdie goed praat. Hoe is dit so mooi? Nou onlangs kom 'n man na my toe, 'n jong man, en hy stap so na my toe. Hy sê, ja, ek wil gebed hê. Ek sê, wat is dit, jong man? En die trane loop oor sy wange. Hy sê, ek is getroud en ek het kinders, maar ek het in pornografie verval. Help my asseblief, ek wil loskom van dit, help my. En hy sê, die Bybel sê, ek moet my sonde bely teenoor mekaar, ek kom bely my sonde, maar ek wil loskom. Ek sê, die Here se genade is daar vir jou. Ek sê, en hy sê jou van welis en alles sal hy jou vry maak. In Jesus naam, kom ons bid. Sê, Here, sê hierdie goed moet weggaan van jou. Sê, Here, kom genade, en hy bid dit, en ons bid dit saam. En ek seën hom. En ek sê, Here, nou, hy sê, maar ek het al die goed waar ek het kan kry, het ek weggesteek, ek het daarvan klaar gemaak, ek wil nie weer by dit kan uitkom nie. Ek sê, maar jou fokus moet nie weer daar wees nie. Waar moet jou fokus wees? Ek sê, jy moet 'n plek bereik, my seun, waar jy kan kom en sê, Here, ek bedink die dinge wat daar bo is. Wat sê hy? Hy sê, al ons behoeftes moet ons met gebed en smeek na God toe bring, en hy sal jou antwoord. Maak nie saak wat dit is nie. Die Here sal ons vrymaak. Hy sê, en dan sê hy, bedink, wat sê hy wat ons doen? Dit wat edel is,
of eintlik sê hy dit wat, daar's 'n ander woord wat hy eintlik gebruik, edel is. Hy sê, nee, daar's 'n ander ene. Daar's 'n ander woordjie, maar is amper soos edel. Dit wat eerbaar is, dis die woordjie. Bedink dit wat eerbaar is. Bedink dit wat regverdig is. Bedink dit wat rein is. Bedink dit wat lieflik is. Bedink dit wat lofwaardig is. Wat 'n deeg en wat 'n lof daar ook mag wees. Bedink dit. En ek sê vir my seun, as jy kom by die Here, stap en hy vergewe jou en hy was jou skoon. Maar kom, sit in hemelse plekke. Sien dit, begin dit te bedink, my seun. Begin dit te bedink en God sal jou vrymaak. Jy gaan nie meer 'n behoefte hê aan dit nie. God sal jou vrymaak. Weet jy, hierdie man, wat is sy naam nou weer? Ek het nou sy naam vergeet, ek sal nou sy naam onthou. Hy sê 'n ding, hy is 'n prediker wat met passie preek. Hierdie man, hy kom en hy sê, in hulle familie was daar een man wat nog nie die Here aangeneem het nie. En hy was 'n totale drankverslaafde. En hy sê, en hulle het hierdie preke diens, en terwyl hulle so preek, kom hierdie man in daardie diens ingestap. Maar hy is so gesuip, so dronk, dat die diakens moet hom help, dat hy net 'n sitplek kan kry. Nou kom hy nou 'n verleentheid vir die familie veroorsaak, hierdie man. Maar hy's daar in die kerk. Hy sê, en hierdie predikant wat hy gekry het om te preek, en hy sê, jy weet, op 'n stadium preek hy oor, it is enough. Het is genoeg van hierdie sonde, dis genoeg van hierdie lewe. En hy sê, terwyl hy nog so preek met vuur, jy sien, staan hierdie man op, hierdie familielid staan op, en hy steek sy hand uit, en hy wieg so, en hy sê, it is enough, roep hy uit. Hy sê, ek is klaar met hierdie lewe, it is enough. Hy sê, en hulle hele familie stap daar na hom toe, en hulle begin te bid daar in die kerk vir hom, en hulle bid vir hom in. Hy sê, dis die laaste keer wat daai man in sy lewe gedrink het, en daai man is die laaste, dit is van daai dag af het hy nooit weer 'n diens gemis nie. En totdat die dag dood is, het hy 'n vol lewe vir God gelei, 'n oorwinning, vol van vuur en die dinge van God gedoen en bedink. Dit is die moontlikheid van die krag van ons God wat ons aanbid. Jesus. En ek en jy moet kom en ons moet dit met passie kan verkondig. Jesus is daar. Waar dink ek en jy? Waar leef ons? Soek ons? Here sê, soek my aangesig. Repent. Repent. Baie keer, weet jy, is hoogmoed 'n probleem. Ek luister na iemand wat 'n kommentaar gee, klomp slim ouens wat nou lank gedink het weer oor hoogmoed. Ag, oor nederigheid. Wat is nederigheid? Wat is hulle? En hulle sê, eintlik is nederigheid dit. Is 'n lack of self-importance. 'n gebrek aan eie belangrikheid. Dis nederigheid. Jesus het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het 'n mens geword soos ons, om ons te kan red. En die Here sê, sal jy fellowship met my leiding hê? Sal ek en jy, sal ons hom soek en met hom wandel? Die voorhangsel het geskeur. Die Here sê, ek wil my lewe laat vloei deur jou. Mag hy ons help. In Jesus naam. Kan ek bid? Ek sien die tyd het geloop. Ek het nou alweer te lank gebid. Praat. Here, dankie dat ek voor U kan kom vandag. Ek besef, Here, in die vroeë oggendure hoe nodig ek U het. Ek besef net, Here, hoe nodig ons almal het. Ek besef net, Here, wat 'n groot voorreg wat U vir ons, 'n tafel wat U vir ons gedek het, 'n feesmaal, in your presence, my Lord. Dit is waar ons leef en waar ons wandel en behoort te wees. En ons kan kom, Here, en sê, vergewe ons, Here. En ons maak klaar. Maar ons wil kom indruk by U, Here. En elke distraction, elke afleiding, elke weerstand wat ons kry, Here, ons gaan nie soog daaronder nie, maar help ons, Here, om in te druk by U. Here, om in U rus te kan ingaan. Here, dis waarvoor U gesterf het. My Here, vanaf U rus, kan ons doen, soos die Heilige Gees ons lei.
Dankie my Here. Prys U naam. Dankie dat U met ons is. En waarlik Here, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Here, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom te verkry, om te verkondig die deugde van Hom, wat ons geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Verkondigers van U dinge, verkondigers van hierdie waarheid. Dankie Here Jesus, U help ons, U rig ons op. Ons loof en prys U naam. Amen. Jan, het julle gestop, die recording gestop?